Jy kan saam met my blaai, ons gaan so 2 gedeeltes saam lees uit die woord van die Here. So 1 of 2 versies net op Psalm 127 en dan ook 'n gedeelte uit 1 Korintiërs hoofstuk 3 van die eerste versie daar. Psalm 127, net die eerste 2 versies gaan ons daar lees. Nou hierdie is een van enkele, ek dink daar's net so 2 of 3 psalms wat Salomo geskryf het. Die meeste is deur Dawid geskryf en dan is daar so 'n paar ander wat geskryf is deur onder andere Ager en so aan ook, maar hierdie is een spesifiek wat deur Salomo geskryf is. En as mens kyk na die agtergrond, dan is dit heel waarskynlik dat toe hierdie woorde geskryf het, hierdie Psalm geskryf het, dat dit kon dui op die bou van die tempel. Wat hy hierdie woorde gesê het, en ook die bou van die stad Jerusalem ook. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. En net daardie wat ons lees dan uit Psalm 127 en dan 1 Korintiërs hoofstuk 3, so die eerste paar verse wat ons daar ook gaan lees. Paulus skryf dan, ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat. Omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander een ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie. Maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie, dat julle tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? Net tot sover wat ons dan lees, die woord van die Here. Die gedeelte wat ons gelees het, 1 Korintiërs 3 en ook Psalm 127, is daar 'n baie belangrike gedagte wat ons vanmôre dan ook met u oor wil gesels, en dit is die Here bou sy huis. En ons het nou hele verskillende paar aspekte daarvan het ons gesien. Sommige gedeeltes praat van die Here bou, en as hy nie bou nie, dan te vergeefs. Ander plekke sê hy, Paulus het gebou, en ons het gebou, so daar's almal, daar's so saam, ek dink so spanpoging as ons mooi daarna kyk. Nou die Bybel weerspreek hom nie wanneer hy sê, God bou, en as hy nie bou nie, is alles te vergeefs nie. As hy sê dan op 'n ander plek, dat ons bou, en iemand anders te bou, en so. Hierdie gedagtes is almal aanvullend tot mekaar, sodat ons 'n groot prentjie kan kry, en ek gaan vir julle verduidelik ook, soos ons vorder met vanoggend se boodskap. Maar die belangrike wat ons hier moet raak sien, is daardie woorde, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Dis 'n groot gedagte wat ons hier moet verstaan en vanmôre aan u moet verduidelik. Wat bedoel hy as hy sê, as die Here die huis nie bou nie? Wat is daardie huis waarvan hy praat?
En dit het ook 'n redelike wye betekenis, maar as ons kyk na die verskillende gedagtes reg deur die Bybel waar die Here praat van hy bou en iets word gebou of hy praat van 'n gebou, dan kan dit op een van 'n paar dinge dui. Dit kan dui op die tempel van die Here of die tabernakel soos dit in die Ou Testament gevind het, wat die plek was van God se teenwoordigheid, waar die Here homself aan sy volk openbaar het, 'n plek van heiligheid, 'n plek van afsondering waar hy met hulle ontmoet het. Dit kan huis van die Here wees. Maar dit kan ook dui op die gemeente van die Here. Dit kan ook dui op onsself as huis, as tempel van die Here, wat dit vind ons ook in hierdie gedeelte wat ons gelees het. So ons verhoudings wat ons het, en selfs ons gesin, ons huwelik, is huis. En as die Here sê, as die Here die huis nie bou nie, dan geld dit vir elkeen van daardie wat jy daar sien. Dit geld vir die gemeente van die Here, dit geld vir jou geestelike lewe as tempel van die Here, dit geld vir jou huwelik, dit geld vir jou gesin, dit geld vir jou besigheid. As die Here nie die een is wat die huis bou nie, wat leiding neem, wat voorgaan en die fondasies lê en die inspraak het, te vergeefs. Jy werk eintlik vir jouself. God se leiding, God se voorsiening en sy veiligheid is wat belangrik is in hierdie hele gedagte. Okay, om te bou beteken ook iets verder. Dit beteken om iets op te rig, om iets te vestig, om iets te versterk, of om iets stabiliteit te gee, om iets nie te bou, of om iets wat in puin verval het, weer te herstel. So dis die hele betekenis van die woordjie bou, en dit is in die Bybel vind. En daarvoor, gesê het ons God se leiding nodig, sy voorsiening nodig, sy plan, moet dit wees. Dit moet sy fondasie wees. Hy moet die hoeksteen wees. En wat gebruik ons om te kyk of ons reg bou in ons geestelike lewens? Ons gebruik die woord. Wat het hulle destyds gebruik? Vandag gebruik hulle nie meer eers omtrent 'n waterpas nie. Deesdae alles is sommer so op die selfoon en jy kry apparaatjies en goeders wat jou sommer lasers en goeders gooi om vir jou te kan wys of jy reg of skeef bou en alle tipe van goeders. Destyds het hulle 'n skietlood gehad, wat eenvoudig maar 'n tou was met 'n gewiggie wat gehang het. En omdat daar 'n wet is, so swaartekrag, beteken dit is daai gewig aan die onderkant van die tou hang en jy hou hom vas, dan hang hy reguit. 100% reguit. En hulle het dit gebruik om te kyk of hulle reguit bou. En dat ander instrumente ook gehad, maar so is die woord van die Here ook in ons lewens. Om seker te maak dat ek en jy in ons geestelike lewens die regte dinge inbou. En die regte goeders na kyk wat ons inbring as boumateriaal. En solank ons die goede wat verkeerd is, wat nie daar hoort nie, ook van ons slaag volgens Bybelse beginsels, dan gaan ons reg bou. Dan gaan ons geestelike lewe stewig wees. Maar as ons nie die woord gaan gebruik nie, wat het ons anders dan? Ons het nie die woord. Ons kan baie keer mekaar op foute wys. Maar ons ken nie die harte van mense nie. Ons kan baie keer ooglopende foute en tekortkominge sien. En ja, dan moet 'n mens baie keer ook vermaan en waarsku. Maar wat gebruik ons om iemand te waarsku en te vermaan? Ons gebruik die woord. So dis ons skietlood. Ons is die stene, sê die Bybel, wat deel is van hierdie gemeente van die Here. En elkeen van ons het 'n spesifieke rol en 'n spesifieke plek in die huis van die Here. En baie keer het ons daardie gesindheid, het ons daardie houding van, ag, ek is 'n nobody en ek sal maar 'n nobody bly en ek wil maar eintlik 'n nobody bly in die gemeente. Want as hulle nie van my weet nie, gaan hulle my ook nie pla nie. En baie kinders van die Here, baie gemeentes, mense lewe so onder die radar. Want as jy gesien word, of as jy gehoor word, dan jy dalk gebruik word. Dan zip ons maar, ons kry weg, en ons duik weg, en daai tipe van goed. En dan kry jy mense, soos ek al vir julle gesê het, ook kry jy duikboot Christene, né? Hulle kom net Sondag op. Dan surface hulle, dan kom seker net so 'n bietjie uit. En dan maandag en dan is hulle weer terug, en dan duik hulle weer in die wêreld in. Dis nie wat die Here van my en vir jou verwag nie. Ons is nie duikbote nie. Ons is bote wat 'n werk het om te doen op God se oseaan. Wat 'n nut en 'n doel het in die lewe. Maar hy sê ook, wat hou stene by mekaar? Ons gebruik vandag, om stene by mekaar te hou, gebruik ons sement.
En wat gaan ons as kinders van die Here in 'n gemeente as kerk van die Here by mekaar hou? Wat is daai sement? Nou, ek kan dit ook seker gebruik, maar ek dink dis nie die belangrikste nie. Nie kan maar praat, Bert, jy kan maar praat. Nee, die ander ding is die vermoedigheid om te probeer nie, man. So, dis goed. Maar wat is dit ons in by mekaar hou? Dis liefde. Dis liefde van die Here. Dis die sement wat 'n gemeente by mekaar hou. En dis wat 'n gesin by mekaar hou. Dis wat 'n familie by mekaar. En as daar nie liefde is nie, dis die band van eenheid. Nou kyk 'n mens na vandag se lewe, hoe staan dit hierdie wat die Here sê, as die Here die huis nie bou nie, as hy nie leiding neem in ons lewens nie, as hy nie voorsien nie, as ons hom nie volg nie, wat staan in kontras met dit vandag in die wêreld? Selfhelp. Nee. Deesdae is alles selfhelp, en dit is lekker, né? Tot jy vasbrand. En jy soek iemand om jou te help. En dan is daar niemand. Maar ons sit vandag met 'n situasie in die wêreld wat in skrille kontras staan met dit wat die Here in ons lewens doen. Ons praat van dinge so selfhelp. Oral hoor mense van jy moet jouself verbeter. Ons praat van selfvertroue. Ons praat van selfontdekking. Ons praat van eie geregtigheid. Ons praat van selfsug, van selfvoorsienend. Sommige van dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar alles is so op self gefokus. En die Here raak eintlik vir baie mense so bietjie oorbodig. Ja, jy moet daar wees as ek vashou. Die Here is nie ons nooduitgang nie. Die een wat ons net nader roep wanneer ons met self 'n probleem het. Hy is die een wat leiding moet neem as die Here die huis nie bou nie. Te vergeefs werk die wat daaraan bou. Psalm 127 dui dan op God se betrokkenheid, sy bemoeienis in ons lewens, die belang wat hy in elkeen van ons se lewe en ons bestaan het, geestelik, liggaamlik en ook emosioneel. En as die Here nie die leiding neem in ons lewens nie, te vergeef. Dis God se uitspraak, nie myne nie. As die Here die huis nie bou nie, as die Here nie in jou lewe werksaam is nie, as jy nie besig is om te verander nie, as daar ergens in jou lewe nog net 'n fondasie gegooi is, maar daar nog niks verder verskyn nie, dan is daar fout. Jesus se belofte in sy woord was, hy sal sy gemeente, sy kerk oprig en herstel. In Matteus 16 vers 18, dit is voorafgaan deur Jesus wat gevra het, wie sê julle is ek? En toe antwoord Petrus en hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En toe sê Jesus vir hom, Petrus, salig is jy, want vlees en bloed het dit nie in jou openbaar nie. Hy sê op hierdie rots, ek sê vir jou Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal ek nie oorweldig nie. Nou hierdie Romeinse kerk nou so 'n bietjie die ding heeltemal misgevat en gesê Petrus is die eerste paus. En die Here het daar die Romeinse kerk het hy grondslag gelê en hy het gesê op hierdie rots op Petrus sal hy sy kerk bou. Dis nie wat hier staan. Dis nie wat Jesus bedoel het nie. Jesus het gesê op hierdie getuienis, want hy gebruik twee woorde, hy sê jy is Petrus en dan gebruik hy die woordjie klippie, rotsie. Sê jy is Petrus, maar op hierdie Petra, op hierdie rots van 'n getuienis wat jy gelewer het, sal ek my kerk bou. Op daardie woorde eers die Christus, die Seun van die lewende God. Dis die fondasie van die kerk van die Here Jesus. Dis die hoeksteen, dis al. Niks anders kan die fondasie vorm. En as ons vanmôre hier by mekaar is, by die tafel van die Here en ons herdenk die dood van Jesus, dan mag dit nie net nog 'n ritueel wees nie. Nog 'n keer het ons dit maar doen, want ons moet dit dan so 3 of 4 keer of 5 keer in 'n jaar moet ons dit doen. Waaroor gaan die nagmaal regtig maar? Dis hier
om in ons geestelike lewens ook te bou. Dis deel van wat die Here vir sy gemeente, vir sy kerk gee, om ons geloof te versterk. Want wanneer ons vanmôre hier bymekaar is om die tekens te gebruik, wat sy liggaam en sy bloed verteenwoordig, en ons dink daaraan, ons bepeins dit weer, dan verstaan ek mos, U is die Christus, die Seun van die lewende God, wat sy lewe vir my afgelê het, om my lewe te verander, om ook by my 'n gebou te laat verryk. Dat 'n lewe tot stand kan kom, wat gered is deur die bloed van Jesus. Die tafel van die Here is dus meer as net 'n herdenking van Christus, wat sy lewe afgelê het, hoewel dit ons hooffokus is. My tafel spreek ook van ons eenheid as gemeente, God se gebou. Ons belydenis van ons afhanklikheid en erkenning dat hy die hoof is van hierdie huis, van hierdie gemeente. Dis 'n uiterlike teken van dit wat God innerlik ook tot stand trek. So ons kan vanmôre dit met vrymoedigheid doen. As U weet U is deel en daar 'n gebou al herrys in jou lewe. Ek weet ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek weet Christus woon in my. Dan gaan dit jou versterk. As ek reg daarna kyk. Maar moet dit nie onverskillig doen nie. Moet jy sommer net doen nie. Belangrik as die regte redes ook daarvoor gebruik. Maar kom ons kyk nou so 'n paar gedagtes. Die eerste een is God bou sy gemeente. Die Here het nie hierdie kerk gebou nie. Nee. Wie het hom gebou? Om die mense wat hom gebou het, is lewe omtrent nie een meer. God het nie hierdie kerk gebou, maar hy het 'n gemeente gebou in die begin, voor hier nog 'n kerk gebou was. En daar sal 'n gemeente bestaan, al brand hierdie kerkgebou af, sal die gemeente bly staan, en dit is wat die Here bou. Handelinge 9 vers 31 lees ons, en die gemeente deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. En daar's iets ingebou in daai teksvers wat mense nie altyd raak sien. Wat het op daardie stadium gebeur? Die gemeentes is verstrooi. Hulle is vervolg, en terwyl hulle verstrooi en vervolg is, wat het gebeur met hulle? Hulle het nie onder die bome gaan sit en hulle self bejammer en gaan wegkruip nie. Nee. Dit het hulle net aangevuur om net meer vir die Here te doen, om hulle getuienis net nog groter te maak. En terwyl hulle opgebou is, terwyl hulle vervolg is, het hulle vrede gehad. Hulle is opgebou. Hulle het gewandel in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees. En wat het intussen gebeur? Terwyl dit aan die gang was, raak hulle sommer meer. Dis het baie keer ook in die natuur mag gebeur, né? Baie keer moet 'n mens, wanneer 'n roos begin knoppies maak, en ons is almal in afwagting vir die eerste roos wat oopmaak, baie keer moet hy daai eerste paar knoppies moet jy sommer afbreek. Hoekom? En dan sien jy hoe blomme. Werk so in die natuur, by God ook. En baie keer het ons verdrukking nodig, want verdrukking en moeilike tye laat ons nader mekaar kom, maak ons sterker in ons geloof. Iemand het eendag gesê, en dit het betrekking gehad op die tyd toe die kerk van die Here verskriklik vervolg is, en ook daar waar die kerk van die Here vandag nog op plekke op die aarde ewig vervolg word. Maar destyds is dit gesê, dat die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Vervolging stel baie meer saad vry as onder gemaklike omstandighede. Wanneer dit met jou en my swaar gaan, wanneer ons vervolg word, dan bring die Here ons baie keer op ons mees vrugbare. Wat is ons natuurlike reaksie wanneer dit kom by swaar kry en by moeilikheid en daai dinge? Here, haal my daar uit. Here, stop dit.
Here, hou dit ver van my af. Dis die tyd wat jy die meeste groei en die meeste vrug vir die Here kan dra. Paulus sê vir die gemeente, soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete. Dit beteken nie dat die apostels en die profete was die fundament gewees nie. Hulle het die fundament verkondig. Hulle het die fundament gelê, dit was Christus. Terwyl Jesus Christus self ook die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. En dit is wat ek wil hê jy moet weet vanmôre, dis deel van jou en my identiteit as jy sê ek is kind van God. Jy is 'n woning van God in die Gees. God woon in my deur sy Gees. Dis 'n tempel, 'n heilige tempel van die Here. My fondasie is Christus alleen. Ek en jy moet deel wees van hierdie proses waar die Here die fondasie is. Maar hoe ons verder daarop bou en laat bou is belangrik. Ons sit vandag in 'n situasie waar jy enigiets kan Google. Mense stuur vir my van hierdie goeie. Ek het gisteraand een weer gekry wat my ontstel het. Die Here moes gevra het, Here gee ons my rustigheid om te kan slaap, want ek wil nie eens in moet in. Want mense gaan raadpleeg AI. En AI gooi vir jou uit wat jy vir hom voel. Dis so dit werk as jy vir hom sekere vrae vra. Dan stuur mense vir my hierdie goed. Wat 'n klomp nonsens is. En ek is op die punt om te antwoord. Ek volg nie artificial intelligence nie, AI. Ek volg die alwetende en die alwyse. En ek hoor dat hy vir my in sy woord sê. So wees versigtig wat jy op die internet kry, wat jy Google. Google is slim. Maar hy gaan vir jou verwar, as jy nie weet wat jy soek nie. As jy nie geesonderscheiding het nie, is jy nie moeilikheid. Hou hierby. Hou net hierby. Is genoeg. Ons moet mekaar opbou. Jeremia 22 vers 13 sê, wee hom, wat sy huis bou met ongeregtigheid, en sy dakkamers met onreg. Kyk, van wie praat hy hierso? Hy praat hier van mens. As jy dinge in jou lewe toelaat, ongeregtigheid, onreg, en sy naaste laat werk vir niks, en om sy loon nie gee, die ongeregtigheid, die onregverdigheid, waar daar is, die Here sê, wee hom, wat sy huis so bou. Te vergeefs bou jy. Elkeen sê hy, in Romeine 15 vers 2, moet ons die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Daai woordjie stigting is die Griekse woordjie oikodomai. Oikos is die woordjie vir huis. En die woordjie oikodomai beteken net eenvoudig om 'n struktuur te bevestig. Om 'n struktuur wat daar is te bevestig, te versterk. Die Here sê, elkeen van ons moet doen aan mekaar wat die struktuur wat daar is net kan versterk. En wat doen ons baie keer met mekaar? Ons breek af. Ons timmer aan mekaar, soos dit ons dink dit is reg. Dis God se werk. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Selfde woordjie daar, bou die een die ander op, is die woordjie oikodomai. Om mekaar geestelik te versterk. Dis nie jou en my taak nie, dis die duiwel se taak om mekaar af te breek. Hy's in die besigheid van vernietiging, van afkraak, om pynhope daar te
My en jou taak is om mekaar te bou, te herstel. Bemoedig mekaar met die woord, mekaar aan te moedig, mekaar in liefde te vermaan, nie te veroordeel. God bou ook ons persoonlike karakter, ons huis, né? Kyk dit nog op die regte bladsy. God bou ons persoonlike huis, ons karakter, soos hy gesê het ook, hy sê kom na hom toe. Die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Hoor net wat sê die volgende vers, en sê, en laat julle ook. Hier's 'n keuse in. Sien julle dit raak? Ek moet die Here toelaat. Hoor maar wat ek nou sê. Die Here het jou en my toestemming nodig om in jou en my lewe te bou. Hy het jou en my onderwerping nodig. Hy het my en jou beskikbaarheid nodig. Hy het my en jou toelating nodig. Here, kom, ek wil toelaat. Laat julle ook, soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Laat die Here dit doen. Gee hom die geleentheid. Gee hom die spasie. Onderwerp jou wil aan sy wil. Dis al hoe hy dit gaan doen. Die Here sal nooit teen jou wil werk. Nie by bouwerk kom. Allermins. Jy en ek gaan alleenlik groei in die mate wat ons hom toelaat om aan ons te bou. As jou geestelike lewe 'n pynhoop is, as jou geestelike lewe 'n paar bakstene hoog en het niks verder gekom nie, dan is dit wat jy die Here toegelaat. En dalk die duiwel ook. Om af te breek. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Sien jy die dubbelwerking hierso? Ons moet die Here toelaat om in ons te werk, maar ek moet ook vir hom saam met hom werk. Dit wat hy vir my gee, moet ek gebruik. Hoe bou die Here in jou en my? Hy gee vir ons sy woord. En wat doen hy met daai woord? Hy forceer dit in ons keelgate af, né? Nee. Hy gee vir ons waarmee ons moet bou. Die Here wil bou. Wat ek jy met die woord maak. Ons moet dit toepas. Ons moet dit vat. Ons moet dit glo. Ons moet toelaat dat die woord van die Here ons verander. En soos eendag vir gesê het ook, mense dink baie keer die Bybel is 'n bron van inligting. Dit is waar, ja. Maar in die eerste plek, it's not for our information, but for our transformation. Beskryf. Die Here wil bou in my en jou lewe. Die mate wat jy in hierdie woord gehoorsaam is, die mate wat jy hierdie woord gebruik en gebed, is die mate wat jy gaan groei. Nou, julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Deur omgang met die woord. Iemand het nou gou gesê, groot omgang met die woord, groot geloof. Min omgang met die woord, min geloof. Ons kyk gou in die derde plek na Bybelse riglyne wat die Here gee hoe ons moet bou. Want dit kom by die gemeente as 'n geheel, maar ook elkeen van ons afsonderlik in ons eie geestelike huis. En dit vat ons na 1 Korintiërs 3 toe, wat ons nou gelees het van vers 10 tot by vers 15. Dit sê, volgens die genade van God, wat aan my gegee is, praat Paulus uit homself, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. Ek het vir hulle vertel van Christus. En 'n ander bou daarop, vertel vir hulle meer van Christus, en hoe die geloofslewe werk, en hy gee vir hulle woord, en hy bou verder in hulle lewe in. Hy sê, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, met sorg, met die skietlood van die woord in jou hand. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is. Sommige van ons bou met goud, geloof,
Ons bou met silwer en kosbare stene, dinge wat stand hou, dinge wat onverganklik is, dinge wat ewigheidswaarde het. Dis waarmee ons onsself besig hou. Baie mense bou met hout, hooi en stoppels. Dis mense wat net op die tydelike en die verganklike ingestel is. Dit gaan vir hulle meer oor wêreldse prestasies. Dit gaan vir hulle meer oor sekulêre gewin. Dit gaan vir hulle meer oor wat ek hier op aarde kan bereik en agter my naam sit. Dit het nie waarde in die ewigheid nie. Ek sê nie geleerdheid en daai ding is verkeerd. Maar mense kan partykeer totaal ongebalanseerd lewe. Dit is net werk, dit is net leer, dit is net speel, dit is net geniet. Dis hout, hooi en stoppel. Daar's 'n paar voorbeelde wat ek wil gebruik wat vir ons enkele riglyne gee vir hoe ons moet bou. En dit gaan meer oor die beginsel as oor waarmee om te bou. Die eerste voorbeeld is met Noag se ark. Wat almal ken Noag se ark. Nog nie gesien nie, maar jy het die idee van hoe groot dit was en hoe Noag gebou het. En dat hy 120 jaar aan die ark gebou het, né? En dat hy grootendeels alleen gebou het. Maar wat hy gedoen het die toets van 'n sondvloed, 'n vloed soos hierdie aarde nog nooit gesien het nie, deurstaan. So Noag moes hoe bou? Stadig, tydsaam, deeglik, soos die Here vir hom gesê het. En dit wat ons lees in Genesis 6 vers 22. Dinge soos geloof en gehoorsaamheid en eerbiedige vrees is belangrik. Nou terugkom na die versie wat daar staan. Maar Genesis 6 vers 22 sê, en Noag het dit gedoen. Wat sê hy? Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. As jy in jou geestelike lewe wil groei, as daar in jou geestelike lewe 'n gebou tot stand kan kom, 'n stewige gebou, as ek 'n standvastige karakter gaan ontwikkel, as kind van die Here, dan moet ek doen net soos wat die Here my sê. Nie soos ek dink nie. Nie soos ander mense dink nie. Nie soos ander mense sê, dit het vir hulle gewerk nie. Net soos wat die Here vir my gesê het, so sal ek doen. Filippense 2 vers 12 sê, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Vers 13. Vers 12 sê, werk julle eie heil met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Wat sê daar, werk julle eie heil uit met vrees en bewering? Ek dink nie jy moet jouself red nie. Ek moet dit vir die Here in my lewe inbou, moet ek sorg dat dit uitwerk. God werk in ons. Jy en ek moet beskikbaar wees. Dis die Here dit moet uitwerk. Daar moet iets tot stand kom, daar moet verandering kom. Dis wat daai teks vers bedoel. Hierdie geloof het Noag toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was. Wat het nog nie gesien nie? Nie die ark nie, reën. Dit was daar nog nie gereën nie. Die aarde nie. Die aarde het net so wat van damp canopy gehad, was so dampkring wat oor die aarde was. Wat die aarde bevochtig het. Dit nog tot was daar wat Noag die ark gebou het, nie gereën nie. Kan jy vir jouself indink toe Noag vir hulle sê, ek bou 'n ark en dan vra ek hoekom sê hier kom reën. Wat jy water. Wat is reën? Nou ek lees nêrens dat Noag het hulle probeer oortuig wat is die reën nie. Hy het vir hulle gesê die Here gaan reën stuur. Weet nie wat dit is nie, maar hy het gesê hier gaan reën kom en hierdie aarde gaan oorspoel word. Hier kom water. Nou het hom gespot. Maar wat het Noag gedoen? Met eerbiedige vrees het die ark gereed gemaak. Wat gebeur met jou en my in hierdie wêreld? As jy vir mense sê die Here kom. Jy moet net nie maak soos die ouens maak. Die Here het my gewys, hy kom môre. Gevaarlike goeder daai, né? Bietjie onverantwoordelik, is hoogs onverantwoordelik. Jammer dat dit gebeur. Maar dit ongelukkig gee aanleiding daartoe dat mense vandag, en ek het nou dit gedeel by 'n plek ook,
dat mense hierdie geneigdheid het van, ag, almal sê die Here gaan kom. Dan speel ons hierdie speletjie wat ons as kinders gespeel, wolf, hoe laat is dit, né? Onthou daai speletjie. Dat almal in 'n kring agter 'n ry agter iemand aan, by die wolf is. En dan skree ons, wolf, hoe laat is dit? En dan vlieg hy om en sê 9 uur. Dan skrik jy 11. Die meisies gil. En dan gaan hy weer aan. Dan begin hulle weer met dieselfde storie, wolf, hoe laat is dit? En dan vlieg hy om en sê 10 uur. Dan skrik weer 'n paar. Nog 'n paar meisies gil en dan gaan dit maar weer. En so maak dit 4 of 5 keer en dan kom jy op 'n stadium, as hy vra, wolf, hoe laat is dit? Dan het die klompie agter nou al gemaklik geraak, né? En hy begin al in die wolf te touch, te toggel en goed. En dan vra hulle weer hoe wolf, hoe laat is dit? En dan vlieg die wolf om en hy sê etenstyd. En dan gryp hy die eerste hier by jou. En onder daai speletjie, dis waar ons vandag in die wêreld is. Want daar te veel mense, predikante het oor die jare gesê, vir mense gesê, die Here kom. Hy het vir my gewys, hy kom nou, en nie die datum. Dat mense nie meer skrik vir die boodskap. Dat selfs kinders van die Here hulle waaksaamheid verslap. Die Here vertraag nie. 2 Peter 3 vers 9 sê, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons. En hy wil nie dat sommige moet vergaan, maar dat almal tot bekering moet kom. En dis die voorbeeld wat ek by Noag vind, met eerbiedige vrees. Al het hulle hom gespot, het hy hom gereed gemaak. En dis die boodskap vir jou en vir my vanmôre, dat die Here in jou lewe bou. Al spot mense met jou, al verkleineer hulle jou, al val daar in die proses baie keer dalk 'n baksteen af, in die gebou wat ek bou. Maar as een begeerte wat ek en jy behoort te hê, vir die Here te sê, Here, as U kom, moet daar ten minste bouwerk aan die gang wees. As jy so rondry, sien jy baie plekke waar 'n gebou begin het, maar is nie klaar gemaak nie. Dit is oorgegee. Ons lewens mag nie so lyk. Daar moet steierwerk wees. Daar moet lewe op die terrein wees. En ek kan alleenlik lewe wees as ons ook hier is waar ons gebou kan word. Wanneer my stilte tyd, my binnekamer gesond is waar daar gebou word. Maar as ook 'n voorbeeld van die tabernakel. Paar beginsels daar. As mens daar lees in Exodus en jy gaan lees saam met Hebreërs 9. As jy ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak. By teksvers kom, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. Hoor, volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbey behoort, so moet julle dit maak. Wat 'n voorbeeld praat hy hiervan? Die Here het op 'n stadium toe hy die tabernakel wou laat bou, toe vat hy vir Moses vir 40 dae eenkant en laat hom in die hemelse dinge insien. En hy wys vir hom die voorbeeld van die tabernakel. En volgens daai voorbeeld wat die Here vir hom gegee het, van die hemelse, moes hy die aardse ene gaan bou. Hier is my baie mooi geestelike toepassing in dit. Die Here gee nie vir my en vir jou vandag, ons nou 'n nuwe kerk moet bou, gee nie vir jou en vir my die planne vir dit nie. Maar hy gee vir jou en vir my een plan, hoe ons moet bou. Hy het vir ons 'n voorbeeld gegee. En wat is dit? Kom ek jou 'n bietjie, wie is dit? Dan sê daai tabernakel wat hy vir Moses gewys het, was 'n voorbeeld geweest, was 'n tipe geweest, 'n simboliese voorstelling van Jesus wat ook jou en my tabernakel sou word. Ons sou deel word van hom. Voorbeeld het ons in die woord. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18. Terwyl ons almal met onbedekte gesig, in ander woorde, as ons gered is, is dit vir my voor jy verder daar lees, omdat wanneer ek en jy gered word, dan word die sluier van
duisternis en van onkunde word oopgetrek. Dan kan ek en jy begin insien in die dieper dinge van die Here. Dan begin die dinge vir jou geestelik sin maak. Ek weet nie of jy weet waarvan ek praat, maar as dit nie met jou gebeur het nie, is jy dalk nog nie gered nie, hoor. Want dit gebeur die dag wanneer jy gered word en jou gees word lewendig gemaak. Want die dag wanneer ek weergebore word, dan gaan my gees, kan ek die woord gebruik, gaan hy oop, dan begin ek geestelike oë te kry. Dan begin hierdie boek vir my lewend word. Dan praat hy met my. Omdat wanneer jy gered word, dan word die bedekking weggeneem. En sonde veroorsaak dat ons nie kan sien nie. Verlorenheid voor die Here veroorsaak dat ons nie kan sien nie. Die Bybel bly vir jou toeboek. Hoor hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die woord, spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Wanneer ek in die woord lees van God, van Jesus en wat hy vir my aan die kruis gedoen het. Nie net wie hy is nie, maar wat hy gedoen het en wat hy nog graag wil doen, wat hy alles vir ons in plek gesit het. Die rede is waarom hy gedoen het, al die dinge omtrent Jesus, wanneer ek dit lees en ek begin Jesus te bewonder en ek begin hom te aanbid en ek sien hom wie hy is, wat gebeur met jou en my? Terwyl ek besig is om te lees, terwyl ek besig is om het te bepeins, terwyl ek besig is om het te oordink en ek vat dit, ek glo dit, ek bære dit te maak, wat gebeur met jou? Jy word verander na daai selfde beeld. Dis hoe die Gees van God werk. Dis wat hierdie teksvers sê. Terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Die heerlikheid is dit hoe hy voor ons afgeskilder word, hoe hy aan ons gepresent word, hoe hy in heerlikheid aan ons vertoon word, hoe die sluier oor hom afgetrek word en ons sien hom, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Ons word al hoe meer soos Jesus. Van heerlikheid tot heerlikheid. Deur die Here wat die Gees is. Wat is besig om te gebeur wanneer jy met die woord tyd spandeer en ek bedink en ek bepeins? Bestudeer Jesus. The resemblance is transferred. Hoekom word ons nie meer soos Jesus nie? Want hierdie boek bly toe. Die voorbeeld van Salomo se tempel is ons nog 'n riglyn wat die Here vir ons gee. Behoorlike beplanning en voorbereiding om koste te bepaal. Want jy kan nie sommer net vir die Here sê, Here, hier's ek, gebruik my, verander my nie. Maar dan gebeur baie keer wat met mense daar buitekant ook gebeur. Ek het 'n idee. En ek trek ek weg en ek begin met 'n ding en dan kom ek agter, dit kos 'n bietjie geld, bietjie meer as ek gedink het. Nee, wat moet los? Hoe sit ek hier dan? Skip ons dan die volgende ding. Ek en jy moet die prys bepaal en bereken wat dit gaan kos. Want as daar bouwerk is daar baie keer ook breekwerk. Want die Here dinge uit my lewe moet kom wegvat. Kom moet afbreek. Waar ek skeef gebou het. Waar ek volgens my eie wil gebou het. Koning Dawid het hom opgerig en in staande houding gesê, luister na my broers en my volk. Ek self het my voorgenem om 'n huis van rus vir die verbondsark van die Here te bou en vir die voetbank van ons God, en ek het die toebereidsels getref vir die bou. Dawid het beplan. Dawid het bereken wat dit gaan kos. En hy het dinge in plek gesit. Ek en jy moet ook baie keer vir die Here van, Here, kom maak skoon die terrein. Here, kom bring in my lewe dit wat sin maak. Hou weg uit my lewe dit wat nie sin maak. Dit waarmee ek verkeerd gaan bou. Wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer?
maak seker jy bou volgens dit. Nou die laaste voorbeeld wat ek wil gebruik, is die voorbeeld van die mure van Jerusalem. Wanneer die Here in jou en my lewe geestelik bouwerk doen, wanneer hy besig is om in ons lewens te werk, gaan daar iets baie belangrik gebeur. Behalwe dat 'n gebou gaan verrys, hoor ek vanmôre vir jou sê, jy gaan teëstand kry. En jy gaan selfs baie keer teëstand kry van mense wat sê hulle is kerkmense. Jy gaan teëstand kry van allerlei oorde af. So let wel, die Here gaan bou in ons lewens, ontmoediging sal daar wees. Wat het gebeur destyds toe Nehemia by Jerusalem kom en hy sien die mure om die stad lê in puin. En dan word die stad Jerusalem was blootgestel. Want mure was daar gewees om 'n stad te versterk en te beskerm, om die kwaad uit te hou en die goeie binne te hou. Daai mure was, hoor as daai mure daar in Saxonwold was nou die week gesien het, waar die Lamborghinis uitgetrek. Daai mure is 3-4 meter hoog daar in Sandton. Dit mense bou. Jerusalem se mure was baie hoër as dit. En dit was so wyd gewees dat een of twee karre in vandag se term bo beton beweeg. En toe Nehemia by die hoor van die stad, en hy gaan kyk na dit, toe sien hy hierdie mure is afgebreek. Die poorte lê in puin. En toe bid hy mos. En hy kry by die Here 'n plan om die mure te herbou. En toe begin hulle te bou. En nou kom maar in hierdie boustorie 'n paar beginsels na vore wat ek en jy moet toepas in ons geestelike lewens. Maar toe Sanballat was nou een van die jakkalse gewees wat die werk van die Here teëgestaan het. Hy sê maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hom baie geërg en het met die Jode gespot. Gaan met jou gebeur? Verseker. En dan bid Nehemia en hy sê, hoor onse God dat ons 'n veragting geword het en bring hulle smaad op hulle hoof terug en gee hulle oor aan plundering in 'n land van gevangenskap. Hoofstuk 6 vers 9. Want hulle almal wou ons bang maak en het gedink, hulle hande sal die werk laat lê, sodat dit nie gedoen word nie. Versterk dan nou my hande. Dis wat die vyand met jou en my wil doen. Hy wil ons ontmoedig. En hy gebruik mense om maar dit op te gee. Jy probeer nou al so lank. Jy bid nou al so lank. En jy sukkel nog steeds. Jy het nog steeds nie antwoorde nie. Jy bid al hoe lank oor verlossing. Jy sukkel nog steeds daarmee. Los jy nie. Los jy bouwerk, man. Die Here sal jou aanvaar soos wat jy is. Dit waar. Die Here aanvaar ons soos ons is. Ja? Die dag wanneer jy gered word, aanvaar jy nie soos jy is. Maar hy is te lief vir ons om ons te los soos ons is. Daarom wil hy ons verander. Daarom wil hy 'n nuwe gebou tot stand bring. En dis waar die duiwel baie besig is. Ons moet toegewyd wees. Nehemia 4 vers 6. Hy sê, maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk. Ek moet my hart op dit sit. Here, bou in my lewe. Here, bly werk in my lewe. Maar ons het tot ons God gebid en om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit dag en nag. Waaksaamheid, versoekings, teenkanting. En van die dag af, vers 16, vers 16. En van die dag af was die helfte van my mense besig met die werk. En die ander helfte die spiese en die skilde en die boë en die pansers gehou, terwyl die owerstes agter die hele huis van Juda gestaan het. Van die bouers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen, dat hulle met een hand die werk gedoen het, terwyl die ander hand die werkspies vasgehou. Wat sê dit vir jou en vir my, hierdie beginsel? Wanneer ek vir Here sê, Here, werk in my lewe, Here, verander my, Here, maak my rein, Here,
vorm my, maak my soos wat U wou. Bou in my lewe. Jy gaan moet waak. En terwyl die Here vir jou aan jou werk, en jy werk saam met die Here, moet ek waak. Neem die wapens in die hand van gebed. Want is geestelike oorlog. As jy 'n tree nader aan die Here wil gee, gee die vyand 2 na jou toe. Hom moet jy weerstaan. Die enigste manier om te weerstaan is deur die woord en gebed, die wapens in die hand. Maar bemoediging sal daar ook wees. Dit is 'n groot en 'n heerlike taak om in 'n gemeente saam met die Here te werk, om die Here toe te laat en te ervaar in die lewe, hy is besig met my. En dis iets wat ons geduldig moet wees. En ons is gou om mekaar partykeer uit te haal en op foute en dinge te wys en sê, dis nou hoeveel keer dat ek met jou oor hierdie ding praat. Ek het al vir jou gesê. Dan moet ek maar partykeer ook vir mense sê. Jy kan dit ook maar doen. Of wees asseblief geduldig met my. Die Here is besig met my. Hy is nie klaar met my. Daar is niemand in hierdie gebou met wie die Here klaar is. Behalwe as jy daai houding het, dan verhinder jy die Here om verder te werk. Want die Here gaan nie opgee nie, hy gaan op 'n manier gaan hy dit doen. Maar dit is 'n heerlike taak om in die gemeente betrokke te wees en te weet die Here is in my lewe betrokke. Toe stuur ek boodskappers na hulle toe, dis nou weer in Nehemia om te sê, ek doen 'n groot werk. Om besig te wees met die koninkryk van die Here. Om besig te wees met hom en hy met my. 'n Groot werk. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat die arbeid in die Here nie te vergeefs is. Ek sluit af met Psalm 127 wat ons gelees het. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. Dan sê hy te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee dit aan sy beminde in die slaap. Teksvers nou verduidelik. Ons het so 'n paar jong studente gehad, ongetroude mannetjies, op kweekskool. Die kwaliteit is nie altyd so op die plek waar hulle moet wees. Ons is so 'n bietjie ouer gewees. Ek was dan om daai tyd maar so 30. Die oukies kom net uit skool uit, en toe is hulle ook nou by die kweekskool, dan leer hulle nie. En toe het een van hulle eendag hierdie teksvers aangehaal. Jy te vergeef dat jy vroeg opstaan. Laat opbly om te swat, brood van smart eet. Die Here gee vir ons in ons slaap. Die kennis, die antwoord. Ek het dit gespot, het geterg. Maar wat beteken die teksvers eintlik? Net so goed gee dit in sy beminde in sy slaap. Wanneer ek en jy ons kop neerlê om te slaap, wat is die hoofrede daarvoor? Ek wil rus. Dis tyd om te rus. Die Here sê ek sal in jou werk terwyl jy rus. God is in ons besig wanneer ons hom vertrou, want die woordjie vertrou beteken om te rus. Wanneer ek rus in die wete, die Here is besig met my, ek kan hom vertrou om in my te bly werk. Die Here hou my net wakker om dit wat hier inwerk te laat uitwerk. Filippense 4 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het. Wat is die goeie werk? Die dag toe jy gered is. Die dag toe jy Jesus as jou saligmaker en verlosser aanvaar het. Die dag toe jy 'n nuwe skepsel geword het. Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, die fondasie is gelê, sal dit daarmee aanhou tot die dag wanneer hy weer. Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Christus. Nie een van ons het ons geestelike bestemming van Christus gelykvormigheid gearriveer nie. Nou het ek alles bereik.
Die Here het my gefiks. Laat hom bou. Terwyl hy bou in sy koninkryk. Bou in sy koninkryk. Want is jou en my voordat dit is 'n groot werk. In die saak van God betrokke te wees. En jy sal ervaar soos wat jy met die saak van die Here besig is, soos dat ek besig is om in sy koninkryk te bou, is hy besig om in my te werk. En dis lekker. Dit hou nie op nie. Amen. Solank dit net nie 'n geval is van die dwaase man bou sy huis op die sand, maar eerder die wyse man bou sy huis op die rots, op Jesus. Mag dit julle ervaring wees. Maak seker daarvan. Amen. Goed. Here, u woord het vanmôre tot ons gespreek. As u nie ons huis bou, hierdie gemeente en ook ons eie lewens nie te vergeefs, werk ons self daaraan. As iemand gesê het, u is nie in die besigheid om ons te help, om onsself te verander, om self te verbeter. God is not in the self-improvement business, but in the Christ replacement business. Here, maak ons meer en meer soos u. Kom bou, kom breek af, kom verander ons na u beeld. Amen.